Welkom bij Farmspace. Hier staan ons nou, ik en André Groenewald. Jullie kennen hem allemaal als Tjoepie op die Pilimili 4 in Rijts voor Monosem Wingmax planten. En wat hij niet weet, is ik interview nou voor hem en niet hij van mij niet. Oké, ik zie uit naar hierdie ene. André, dank je dat jij hier bereid is om voor die interview te gaan. Allemaal kent van jou, maar jij boer zelf, né? Ja. Jij komt van Haaswater. Vertel gauw, wat heb je daar voor planten? Oké, so ons is nog op die Massey 555. Hoeveel van die blauwe planten heb je al afgenomen op jouw trips? Goeie, zeker een goeie 10, 12 Ja, je hebt zeker al. tenminste. En dan, als je nou al die andere planten wat je nog afgenomen hebt, bij elkaar telt, hoeveel is hulle? Nou moet ik gaan tel. Oh, weg. Nee, zeker 30, 40, tenminste 40, tenminste. Ja. Als ik die andere oudjes bij elkaar gooi. Ons moet nog bij doen. Oké. Ja. Goed, dat betekent, je hebt nou tamelijk iets geleerd bij die boeren bij wie jij was. Vertel van mij, ons staan nu hier langs de Wingmax. Jij kent hem al goed genoeg om te kunnen zeggen, jij als een boer, waarvan hou jij? Nee? Goed, klein, dik, dun. Kom ons begin by die begin wat ek like, né? Kom kyk hier so, laat ons hier afneem. Hierdie skeniermeganisme van jou wat jy hier het. Wat ek hou van die besigheid is nommer 1 wat hy daar kom vir al die ouens wat kontoure en daai tipe van goeders het. Hy lok mos nou nie hier soos ek reg verstaan nie, maar hy druk hom met die hydraulics druk hom vas as ek dit reg is, né? Correct. Hij vouwt uit en dan slijt die cilinder, slijt ook die vouwmechanisme. Dat is alsof je hier een pen ingedrukt hebt. Hij kan niet meer opdrukken. Maar hy bly daar, maar hy kan nog steeds dit doen. Ja, die klein cilinder maakt dat hij die vlerksectie loopt op zijn eigen diepte bij hij wil. Hij heeft te veel nodig, of je nog met hem aandrijft of niet. En die klein cilinder laat hem toe dat hij die contouren af en die contourwallen opbeweegt. Daar's die tegniese gedeelte, nê. Wat ek like is as ek die ding kyk, dan lyk dit nie vir my na 'n swak punt op die planter nie. Hy maak vas daar en hy's stewig. So ek hoef nie te worry oor die vlerke nie. Dit is my leuke oogpunt uit wat ek like. Nog 'n ding wat ek like, nê. En dan wil ek sien hoe hierdie aandryf eers. Want ek het nou nie voor die tyd gekyk hierso nie. Hierdie is een mechanische plant. Right. Dit is nou op je skou, So dit wat ons uitstaal. Die groot ding is van jou wielaandrywing. Al hierdie goed hang mos nou af van wie jy op die einde van die dag op die planter het. So vir my is 'n wielaandrywing maklik, eenvoudig. As daar iets iewers ter fout gaan, ek is nie nodig om hom reg te maak nie. Uit 'n nou nonsens oogpunt uit, daar's die way to go. Weet jy wat jou oogpunt is nie? Man, je krijgt bij ons hydraulisch, je krijgt bij ons elektrisch, je krijgt bij ons mechanische aandrijf. Dit is die boerse keuze, dat zei ons niet voor hem wat om te doen. Tenminste krijg je nog die grootplanters ook mechanisch. 100%. Wat weet je van ons karretje? Ik wil je nog vastvangen. Ik wil nou iets zien krijgen waar jij nonsens praat. Laat ik jou toetsen. Oké, jy moet nou net spesifiseer, né? Karretjie of ons praat nie nou pot nie, né? Ja, sê nou maar. Okay. Nee? Right. Die een ding wat ek weet van die pot is, nee, jy het nie daai probleem wat ek het op die 555 met die ronde putte nie. Wat hy net ronde putte soek nie. Jy kan eintlik maar enige put hier ingooi en op die einde van die dag sal hy hom deurtrek. Hy sal hom plant en te kere gaan en dan ook ordentlik neersit. Ek meen en dan ek like hierdie toetrapwielietjies wat jy het. En hierdie besigheid like ek wat hy daai wat ons net val op die sonneblomme. Waar jy meer daai gap gee waar hy kan deurkom. Ek hoop ek verstaan nie goed reg, want ek het nie genoeg planters gedoen nie. Die is mos nog voor al die andere omstandigheden waar die voordeel is dat die zijkant in die grond, in die zijkant van die voertjie insteek en baie meer vocht zijwaarts terug naar die put toe gooi als wat er net van boer droge grond afwaarts terug. Maar dat is nou die doetrapwielen, laat ons maar eerlijk wees, jy kon hulle op die Massey ons nou ook gekry het, né? Want die wiele pas oor. Ons gaan nie praat oor die Massey se toetrapwiele nie. Ons los daai goed eendag vir 'n ander gesprek. Jy weet waarvan ek praat. Want hy het net twee stupid boutjies waarmee hy vasmaak daar en dit werk nie. Ja, Massey werk aan daai ene. Daar kan ik een beetje aanvullen, dat weet jij ook nog niet. Zo nou leer je weer iets. Nee, hier waar ons scaneerpunt is nou bij die nieuwe modellen, 2 jaar en nieuwers, werken op een rubberbussie. Oh. Dat betekent, die bout knijpt die innerbussie vast en die beweging is niet meer een wrijving niet. Dat slijt dan nou technisch niet materiaal op materiaal. Wat ek wil, hierso is nou aan hom. Hier's eintlik my kos, nê. Nee. Onthou jy gooi my nou by die konvensionele kant in.
Hier's mos nou eintlik waaroor ons moet praat. Is hier waar ons moet praat. Ja, gooi hom. Nee. Wat sien ons hier, Jopie? Okay. Jy weet, as hierdie tools aan beskikbaar was in die tye wat ons so gedubbelkrop het. Ons het juis Lucerne toe gegaan want jy kry niks, jy weet nie wat om met jou koringstrooi te maak nie. Maar die blote feit dat jy van die goed kan en jy kan actually in hom plant, jy sit met een striptil aksie eintlik. Dit is beste ding na gesnyde brood, hoe sê hulle, nê? En wat jy jou kunsmis kan stoot, one shot in einde van die besigheid. Wat ek wel nie verstaan hierso is nie, sien nou kan ek jou weer begin interview. Ons het by Attie se planter was hy 'n tyd dubbeldis gehad op die kunsmis en hier sien ek is 'n tand. Ja, dis opsioneel. So laat ek gou inval. Nee, so hier sien die mense nou ons klassieke kunsmistool vir no-till is 'n snykouter en 'n tand met 'n tripaksie waar daar 'n meneer van 'n spring sit. Dit is 'n tripaksie soos ons het gewoond is van 'n buitelploeg wat nie sommer op 'n planter is, maar ons set hom op ons tande van no-till. Wat dus hierby kom, wat jy as striptill tool verwys, is dan nou getrekte rouklines wat met 'n lang arm veergelei hark agter die snykouter, maar voor die tand en 'n tweede stel, dieselfde groot 16 duim rouklines wat weer op 'n lang arm weer swivel en dit wat die eerste gemis het verder vat en ook baie oopmaak want die karretjie loop mos selde in lyn met die kuns. Meestal ons klassieke 5 cm langsaan. En ek meen dis net koringstrooi is maar dis 'n taai ding. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. So net om hom want jy gaan nie alles met daai eerste aksie wegkry nie. Soos jy die tweede aksie het, dat jou karretjie net mooi skoon kan loop, dan is jy gesort. Ja. So ons noem dit nou striptill. En jy weet goed dat daar baie mense striptill masjiene voor planters laat loop het of selfs dit aan mekaar gebou het, jy ken hulle. Ja. Die striptill het ook 'n snykouter. Die striptill het ook 'n 16 duim rouklines. Die striptill masjiene het ook tande. Maar hier verskil nou die striptill masjiene waar hulle wavy kouter wat meestal langs die tande loop nie geskik is om verder oop te maak. Inteendeel, hulle keer die tande van grond gooi en hulle wil eintlik grond inbring om te verhoed dat jy 'n voetjie maak. Daar het ons nou gesê, maar dit is nie ons probleem nie, want ons gaan ons nou planter spoed en nie striptill spoed met die masjien. Dus stadiger. Dus het ek min van 'n probleem dat die tand wat ook skerp kan wees soos 'n mes, anders te sny as die striptill tande. Het ons nou gesê, ons hark meer oop. Ons gebruik die spasie wat ons het om nog verder oop te maak wat die striptill masjiene nie kan doen nie. Ek kan hierdie konfigurasie op die Wingmax kry, nê? Nee? Ja. Sien, daai is baie cool. Ja, hy pas op die Wingmax, die balkafstand is dieselfde. Jy weet, die ouens vra baie keer vir my watse planter is nou die beste. O. Mooi. Sê vir ons. Die een wat geonderhou is. Hey. Ek het so gehoop jy sê nou die blou een. Maar nou ja. So, dit wat jy vir my nou hier gewys het, nê? Nee? Daai. Ja. Die feit dat daar nou rubber mounting sit, ja. Dink ek is seker een van die enkel grootste waarde toevoegings wat jy nog op die Monosem gedoen het of jou slim mense daar aan die ander kant. Dit was actually die Franse wat daai gedoen het. Ja, dit was nie eens ons idee nie. Die Franse het die rubber mounting daar gesit dat hy dan nou op die rubber beweeg. Hier's ek like daai. Nee, ons het die bout langer gemaak en ook vir die Vrystaat wat diep plant want hulle soek vog. Nee, op die regte afstand te gaan trap want die verder jy op put plaas, die verder moet die wiele eintlik trap. En juis geen kompaksie van die bo die put wat hulle daar wil hê nie. Nee, dat jy nou spysers van binne buitentoe kan sit en die wiel uitspaseer of inspaseer. Die hoekverstelling is ook die Franse, maar dit kom van 'n Brasiliaanse. Nee, ekskuus, dit was nie die hoek nie. Hier is die hoek. En okay, basically omstel Tou in en tou uit en dit hang. Jy sal 'n groot verskil sien hoe hy die grond gooi. Die verder ek hom agtertoe maak, die meer gooi hy die fluffy grond bo op. Die verder ek hom reguit laat loop, die meer doen hy dit juis nie. Ek sal graag wil weet, hoe het julle by die ding uitgekom, want hy het dit vir my gesê, en die oomblik toe hy dit vir my sê, toe ek van, maar dis was soveel planters die bus mis, is, laat jy met jou kunsmiskouter,
Hy loop so 'n klein bietjie op 'n angle en dan sit jy jou kunsmis agterna in. En veral in hulle sandgedeeltes, dan val daai sand toe voordat die karretjie verbykom en dan plant hy half in 'n kombinasie van droëgrond en natgrond en jou droëgrond trek half die vog van jou put af weg. Waar die oomblik as jy hierdie hartjies nou insit, dan haal jy nou net genoeg basies daai droëgrond mooi weg sonder om verskriklike vore te trek. So jy haal hom net uit en dan kom jou kunsmis verby in die natgrond en dan sit jy die put mooi presies daar neer. Wat ek wil weet is, hoe het julle op die ding uitgekom? Want ek sien mos nooit dink om die goed uit die pad uit te hark nie. En dis wat julle doen. Man, dit is maar boere wat vir ons sê wat hulle soek. En ons luister soms vir hulle. Partykeer. Ja, nee, jy het dit reg gesê. Daar is juis in die Vrystaat, jy moet kan plant wanneer omstandighede nie ideaal is. Daar is min vog in die grond. Jy moet verskriklik oppas want jy kan die reën nie self maak. Jy wag vir hom, die reën bly weg. Jy moet jou mielies of jou sonneblomme opkry en jy weet wanneer die reën nou uiteindelik kom as die weervoorspelling reg is. Kry ek in elk geval nie meer alles geplant nie. So jy moet nou kan plant in eintlik nie ideale, te droë omstandighede. En dan moet jy 2 foute nie maak nie. Die een is die kunsmiskouter wat met sy 4 grade in een rigting, ek sê sommer ploeg. Hy druk die grond na een kant toe om 'n sloot te maak vir die kunsmis. Daai beteken die vog wat hy gryp, druk hy na die een kant toe, so dis die nat kant van daai kunsmis voor wat hy maak. Nou aan die droë kant moet jy nie plant nie, jy moet die kunsmiskouter so sit dat hy na die plant draai, want jy plant mos either die 5 cm regs of links van die kunsmislyn, beteken die kunsmiskouter moet die vog stoot na daar waar jy wil plant, want aan die kant waar hy die sloot oopmaak, gaan droë grond inval en dit is nie wat jy wil hê nie. En om te keer hoeveel droë grond daar in elk geval kan inval, sit ons dus nou die rouklieners voorop. Wat min aan reste doen, maar weens die 16 duim grootte wat hulle is, veergelei is hulle gesleep van die voorkant af. Ek gee hom 'n limit dat hy nie vir my kan te diep ploeg, maar ek gee hom baie krag met hierdie vere om te sê hy gaan nou oopmaak. So hy gooi wyd, né, 'n groot massa van die te droë grond ver weg om nie vir my te pla met die kunsmisplasing en juis nie te kan in die kunsmisloot inval om vir my slegte ontkieming te gee. Want die karretjie moet vog vind. Daai is nogal waar, nee, hy moet vog vind. Dis presies reggestel. Dit is sy hoofdoel daai. Want as hy dit nie kry nie, ja, dis moeilik om die droëgrond ding op te kry. Ja. Okay, maar buite hierdie sit julle met jou gewone konfigurasies, maar dan het jy ook 'n no-till tipe besigheid wat jy kan opkry. Verduidelik my net gou hoe werk daai storie. Die no-till in Natal, né, die no-till in die hoë reënvalgebiede met die sware gronde, het 'n snykouter voor en 'n druptand agter, net soos op die striptil jullie net gekyk het. Maar meestal nie met vreeslik ander goed op. Soms rouklieners op die karretjies, maar min, glad nie elke liewe een nie. Want in Natal soek hulle mos nou die onsigbare no-till. As jy agter die plante stap, moet jy sukkel om jou rye te vind. Ja, jy wil niks oopgehaak hê nie, want jy wil dit nie verwyder nie. Jy wil die reste by die saadgleufie hê, want jy wil nie hê die grond moet uitdroog. So geen uitdaging dan om die ding oop te kry, die put reg op sy plek te kry en om aan weet toe te kry dat dit lyk of daar niks was nie, nee. Daar is dit eintlik minder, né? Vog soek ken ek en jy mos nog goed van die Vrystaat, nie van Natal nie. Ja, hulle het nie daai meeste dele van Natal het hulle nie daai probleem nie. Jy moes 'n kapitale uitleg gaan investeer in die mark en om te sê, right, ek voel hier's 'n ding wat vir die boere gaan waarde toevoeg. Wat is jou denkrigting agter dit? Toe ons nou self ons eie raamkonstruksie bou, het ons nou gesien, ons wil die plantekarretjie nader aan die trekker hê en die kuns moes eerder agter word. Right, en so laat ek hom kan kok en notjie uit die kajuit uit. Ja, dit is vir ons vir 'n planter waar jy baie tools aan die voorkant wil opsit, want dit is ook wat ons nou gesels het, dat die behoefte van die tools aan die voorkant in Suid-Afrika baie is en baie groter verskeidenheid
ons het die striptil, ons het die no-till, ons het die conventional tool en selfs daar kan jy nog keuses maak wat jy wil bysit en wat nie. So om dit nou alles deur agter die kunsmiswaar te hak en nie te kan dophou, sal nie my keuse wees nie. Ek wil die plante sien. Ons het nadele. Die kunsmiskapasiteit is beperk. 5500 liter. Nee, dis al wat ons saad gooi elke nou en dan, dis al wat ons in die tank inset en ons het ook net een kompartement. Jy kan hom vloeibaar kry, jy kan hom korrel kry, maar ons kan nie 2 korrels in die tank gooi nie. So, laat ons eerlik wees, nadele het dit ook. Ek verkies hom naby my. Die droba is wyd. Die plantes in Suid-Afrika is wyer as in baie ander lande. Nee? Yep. Right, so, ons check gou wat gaan hier aan. Baie is besig om my bloeddruk op te jaag. Nee, jy moet hom oopmaak. So. Okay. Nee, 'n groot opening. Jy kan hom vol kry. Want die gat is groot, die massa sak, jy kan hom hanteer. Die opening is groot want ons het nie nodig om 'n gasket, 'n geseelde deksel hier op te monteer, want hier kom nie druk by die kunsmis deur nie, want ons werk met 'n Venturi aan die onderkant en 'n oop stelsel. So, Ek wil as jy die geseelde deksel maar hy werk actually redelik maklik. Ja, ons kry baie komplimente dat die gat so lekker groot is en jy kan hier die kunsmis hanteer. Jy kan bykom en jy kan hom ook 'n bietjie voorstoot. Jy kan sorg hy is propvol as daar nog net 'n bietjie in die sak is. So, dis 'n lekker groot opening. Nou, net vinnig opsies. Opsies wat ons op die planter kry. Okay, ons weet ons kan hom legio spek. Wytes, daai tipe van goed. 12 rye, 16 rye, 76, 91 en allerhande funny konfigurasies. Ons laaste order was 'n 7 ry. Op 5 voet. 'n 7 ry 5 voet. Ja. Nee, ons bou seker goed. Baie van die ander ouens werk op 'n central drop point. En dan blaas hulle die kunsmis deur en dan het hulle dividers wat nou na elke ry toe gaan. Julle het gegaan vir die 30 system wat basies daai auger het wat die goeders uitdraai. Hy val met gravitasie af en dan het hy die wind wat hom hierso deur dan gaan hy nou in die pyp af en hy word deurgeblaas vorentoe. Jy is reg, André. Laat ek invoeg. Dit is 'n kurktrekker tipe worm. Hy sit nie vas op die as nie. Dit beteken hy is dus self-cleaning en hy kan nie pak nie. Hy werk soos 'n klein kurktrekkertjie vorentoe. Alles wat die auger met 'n plat kant, want die spiralizer springs wat julle ook soms in die messies ingeset het mos nou ook die probleem van pak opgelos, maar dit was 'n spring, 'n ronde staal. Hierdie is 'n plat voorkant. Ek het sommer net die kunsmis uitgestrooi, dit was makliker gewees. Dit het ook daai probleem opgelos. Ja, so hierdie auger moet alles oor hierdie bruggie gooi en die bruggie sit nou wel nie daar vas, hy sit in die deksel vas. Nee, en ons kan hom nou sien as ons alles weer terugset dat dit bo daai bruggie moet gooi. So ja. Maar hoekom hierdie rigting en nie die ander ene nie? Die Brasiliaanse kunsmis uitdraaiers van 40 System met ons nou in vir 12, 13 jaar. Hulle is amper so 'n legende as die saadpot van Monosem. En hy is super akkuraat, hy is super deeglik, hy is die beste korrelkunsmis uitdraaier in die wêreld vandag. En dit al 'n taamlike tydjie. Ons wat 'n oop stelsel het met 'n oop deksel operate, werk met 'n Venturi. So hier sit 'n nozzle in, 'n jet nozzle. En dan doe hy maak 'n bietjie vinniger en dan stoot hy hom net verby. En hy veroorsaak dus 'n suigaksie. As ek my hande hier hou terwyl hy kunsmis gooi, dan gaan hy suig en hy blaas nie uit nie. Ons werk dus met 'n klein bietjie hoër spoed, harder, meer druk. En ons moet die wind mos aan die einde ook weer uitkry wat jy ook al 2 keer afgeneem het. Kyk, as jy my moet vra, ek kies elke dag van die week marketings bo elektronika, net oor die simpel ding van hy draai of hy draai nie, daar's nie in between vir die ding nie. Ja. En verduidelik my, hoekom is daar regtig so groot 'n behoefte aan hierdie spesifieke manier van kunsmis uitmeet? Is dit nie iets wat die boere voel al baie van die ouens wat ek was, okay, nee, hulle like die ding so. Maar is daar nie van die ouens wat sê ja, maar ek sou nou eintlik 'n elektroniese ding verkies het of wat ook al nie? Ons het albei. So jy kan al twee doen vir jou. Ons het albei. Ja, né? Wat jou favourite? Man, daar is mos nog nie een die beste, want dan was daar nie die keuse nie. Dit hang af wat se plaas jy het.
eerste vraag wat ek vir al die boere moet vra is, plant jy, jou seun, wie sit op die trekker vir die masjien? Ja. Die plante wat jy miskien wil koop en dan miskien by ons koop. Né? Jy, jou seun, né? Dan is dit 'n ander tipe boerdery. As jy sê nee, ek het 6 trekker drywers en dit sal nou een van hulle wees, dan weet ons moet oor ander planters gesels, né? Punt 2 is, hoe groot is jou plaas, hoe ongelyk is jou lande? Né? Plant jy regtig hier op ryk grond en daar op arm grond, dan is dit een stukkie grond. Né? Die groot boere in die bevoorregte dele van die land waar die land eweredige potensiaal het nie varierende toediening nodig. Hy kan net, en baie ouens varieer net blok na blok, al wat dit 'n stelm hier so, stelm daar so en Presies. So as jy geen behoefte het om te sê ek ry deur die ek het nog gesê ryk of arm lande, sê maar hoë potensiaal en lae potensiaal grond. As dit nie jou plaas is nie, het varierend nie vir jou nie. Né? Dan hoe groot is jou wenakkers, hoe wyd gesels ons planters? 16 ry, dan gaan ons almal wenakkers plant, né? Né? Hoeveel keer wil jy omsoom? Hoe reguit gaan jou some wees? Het jy die individuele rousat of nodig of nie? En by ons kry jy dus nou oplossings vir die plaas en die boerderystyl wat vir hom werk. My keuse is 'n moeilike vraag want ek het nie 'n plaas en die plaasie van my pa in Duitsland was piepklein van 40 hektar en ons het groente gedoen. Daar is hierdie reuse toerusting. Right, so dit is die Monosem Wingmax. Jy kan hom letterlik kry soos hy sê, enige konfigurasie, net soos jou hart begeer. En hulle spek hom vir jou uit jare se ervaring uit. As jy kom met 'n behoefte, dan het hulle waarskynlik daai oplossing. So, klik die linkie bo vir onder en dan kan hulle jou uitsort. Dis die van Valspys af. Tot volgende keer. Groete.